Ons het al amper gewoond daaraan geraak dat Abraham, wanneer puntjie by paaltjie kom, eerder in ongeloof as in geloof reageer. Goeienaand. Wat sou Abraham se reaksie op die onverstaanbare opdrag van die Here wees, dat hy Isak moet gaan offer? Genesis 22 vers 3. Vroeg die volgende môre het Abraham 'n donkie opgesaal en hout gekap vir die brandoffer. Hy het 2 slawe saamgevat en ook sy seun Isak. Toe het hy vertrek na die plek toe wat die Here vir hom aangewys het. Abraham laat nie gras onder sy voete groei nie. Hy oordink nie hierdie opdrag van die Here nie. Hy redeneer nie met die Here nie. Hy bespreek dit nie eers met Sara nie. Hy beveel nie die slawe om die hout te kap nie, maar doen dit self. Hierdie is iets wat die Here aan hom beveel en hy moet dit uitvoer. Soos met die eerste opdrag om te trek, gaan Abraham in gehoorsaamheid na die plek toe wat die Here hom aanwys. Die prentjie is duidelik. Die ou man, sy jong seun, 'n donkie en 2 slawe op pad. Die verhaal word sonder emosie vir ons beskryf, sonder baie woorde. Vir 3 dae trek hulle deur die semi-woestyn, omtrent 80 km van sy huis af. En in die spanning bou op. Verhaal bereik 'n krisispunt wanneer hulle naby die plek kom en Abraham die 2 slawe agterlaat en hy en sy seun alleen verder stap. Vers 6. Abraham het die hout vir die brandoffer op sy seun Isak se rug getel en self vuur en 'n mes saamgevat. Terwyl hulle 2 so saamloop, sê Isak vir sy pa, "Pa," en Abraham antwoord, "Ja, my seun." Toe vra Isak, "Hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam vir die offer?" Abraham het geantwoord, "My seun, God sal sy eie offerlam voorsien." En daarna het hulle 2 saam verder gestap. Pa, waar is die offer? Pa, en soos 'n dolk deur Abraham se hart gesteek het. Hoe kan 'n pa dit antwoord? Seun, die Here sal sy eie offerlam voorsien. Abraham se oë is en kan op niemand anders gerig wees as op die Here nie. En Isak volg sy pa gelate. En so stap die 2 verder, tree vir tree, geloofstree, gehoorsaamheidstree. Dit is ware geloofsgehoorsaamheid, om die Here se opdrag te volg, omdat dit die Here se opdrag is. Nie omdat dit sin maak nie. Nie omdat dit tot voordeel van iemand in die verhaal sou kon wees nie, omdat die Here so gesê het. Ek bely dat ek maar sukkel met geloofsgehoorsaamheid. Ons is so beredeneerd, ons maak eers somme. Ons gee nie 'n tree voordat ons nie presies weet wat voor lê nie. Ons verbind ons nie tot dienswerk voordat ons eers ekstra tyd het. Ons gee nie vir die Here voordat al ons behoeftes voorsien is nie. As die Here sê help, dan maak ons eers seker dat die een vir wie ons help aan ons standaarde voldoen. Sê nou maar net, die Here gaan nie daar wees nie. Sê nou maar net, daar gaan nie uitkoms wees nie. Sê nou maar net, die Here se beloftes gaan nie waar word nie. Ek sukkel hiermee. As die Here sê spring, dan gooi ek eers 'n matras uit. Geloofsgehoorsaamheid is om die Here te volg, omdat die Here so sê. Goeiedag.